Hallo almal, ek wil graag my testimonie met julle ook deel oor my ervaring met die Legacy Builder. Ek het presies 'n maand terug begin, so ek het 'n maand ervaring in die besigheid. En ek wil graag net met julle deel hoe ek die laaste maand ervaar het. My naam is Marilou Meiding. Ek is 'n enkel ma van 2 hier in Johannesburg. Ek is ook 'n entrepreneur. Ek het my eie besigheid in wellness waar ek mense eintlik leer hoe om met biblical principles hulle self te kan genees en gesond te lewe. Dis 'n roeping wat die Here my ingeroep het en obviously kan jy dink dat daar is baie keer teenstand teen hierdie tipe van goed. In die middel van die jaar het my besigheidspartner en ek het opgebreek en saam met dit het baie finansiële drukking gebring. Die finansies het opgedroog en daarmee saam is daar ook nou obviously al jou legal stappe wat jy moet vat want dit was nie 'n mooi storie nie. Dit was baie stresvol geweest in alle opsigte en ek het regtig vir Abba gevra om ons net te help want ek het my 2 kinders en ek is verantwoordelik vir hulle, so ek wil graag vir hulle kan voorsien. En toe stuur my ma, wat 70 jaar oud is, vir my die geleentheid aan en sê kyk 'n bietjie hierna en laat weet my wat dink jy. En dit het so aanklank by my gevind want ek wil nog altyd iets doen wat vir my meer vryheid gee, dat ek nie noodwendig op een plek hoef te werk nie of jy weet dit ten minste van my foon af kan doen en ek het die geleentheid aangegryp met pens en potjies. Ek het die 23ste November het ek my $900 pakket begin. Ek het hom gekoop. So ek het met daai pakket begin en ek het my eerste sale van $300 het ek gehad 2 dae nadat ek begin het en 2 dae daarna nog eene. Tot en met vandag, ek staan nou op 'n punt waar ek $4,500 gemaak het in 'n maand, my heel eerste maand. En ek kan nie vir julle sê dat ek al die lesse geleer het nie. Ek is 10% in met al my klasse en goed wat ek moet loop, maar ek kan sien hoe dit so 'n belovende geleentheid is en ek sien regtig uit na wat 2026 gaan bring. As jy enigstens twyfel het, wil ek vir jou sê, sit die twyfel op die rak. Dis presies wat ek gedoen het. Ek het ook met twyfel begin. Ek het die twyfel op die rak gesit en ek het hom gesê ek gaan terugkom na 6 maande en dan sal ons weer 'n gesprek hê. Maar ek wil net eers met alles wat ek het, wil ek dit aanpak, dat ek verseker kan weet wat die antwoord is aan die einde van die dag. En sover lyk dit goed. So ek wil vir julle sê, pak dit met alle gemoed aan, pak dit met alles wat jy het. Glo in jouself. Glo en vertrou die Here want hy het hierdie vir ons op ons paai gebring om ons absoluut te seën. So mag julle geseënd wees.